Was jy al in krisis en 'n noodsituasie en voordat jy nog kon bid en uitroep, het die Here al beantwoord? Ons lees hier in Lukas 7 vers 13, toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry en vir haar gesê, moenie huil nie. Ek staan hier in die klein dorpie van Nain, hier by die begrafplaas net hier buite die dorpie, en dit vat my na die gebeure in Lukas 7, waar 'n weduwee se enigste seun gesterf het. En die begrafnisstoet is op pad hier na die begrafplaas toe. Die dood van haar seun was nie net 'n persoonlike verlies nie, maar dit het haar ook weerloos en sonder enige ondersteuning agtergelaat. In die Bybelse tyd het 'n vrou sonder 'n man of 'n seun geen regte of beskerming gehad nie en haar toekoms was onseker. Hier in haar rou en haar nood loop hulle by die dorp uit en dit is op hierdie plek, hier by die poort wat hulle vir Jesus ontmoet. Op daardie stadium het Jesus en sy disippels die dorpie binne gekom. Daar was baie mense, 'n skare saam met Jesus en ook die begrafnisstoet. Deur al die mense wat daar was, fokus Jesus slegs op een persoon, die weduwee, die een met die behoefte, die een in nood. En die Bybel sê, toe die Here haar sien, het haar innig jammer gekry. Jesus weet wat is ons omstandighede, nog voordat ons sê. En hy kom nie met groot woorde en vra nie, hy sê net vir haar, moenie huil nie, want hy weet, hy kan lewe herstel. Jesus stap nader en hy raak die draagbaar aan waarop die seun se liggaam gelê het. Hy spreek die seun aan en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Die seun staan op en hy begin praat, en dan is hier die mooiste sin. Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Dit is die oomblik van herstel, nie net van lewe nie, maar van hoop en van versorging en van verhouding en van 'n nuwe toekoms. Dit is baie interessant om te merk dat hierdie die enigste opstanding aan die dood is wat in die evangelies genoem word, waar niemand eintlik vir 'n wonderwerk vra nie. Jesus tree op omdat hy die nood sien en omdat hy haar innig jammer gekry het. Jesus het nie net destyds so opgetree nie. Hy is vandag nog steeds dieselfde. Daar is niks in ons lewens wat te klein is, waar hy nie sal aandag gee nie. Soms hoef ons nie eers die woorde te hê om dit te sê nie. Hy sien dit en hy verstaan, en hy kom altyd nader.